Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Johannes 16 vers 32 tot 33. Kom ons lees saam. Kyk, daar kom 'n tyd, en dit het al gekom, dat julle uit mekaar gejaag sal word, elkeen na sy eie huis toe, en my alleen sal laat. Tog is ek nie alleen nie, want die Vader is by my. Dit het ek vir julle gesê, sodat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle swaar kry hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Daar's tye wanneer dit voel asof die lewe eenvoudig nie regverdig is nie. My kinders kom baie by die huis en sê, dis nie fair nie. Mense wat God liefhet, ly. Regverdige mense ervaar swaar kry. Dit laat ons wonder, waar is God in dit alles? En dit kan wees dat een van die grootste geestelike struikelblokke vir mense is die verkeerde idee dat goeie dinge met goeie mense behoort te gebeur en slegte dinge met slegte mense. Maar Jesus breek hierdie mite deur eerlik te sê, in die wêreld sal julle swaar kry. Swaar kry en slegte goed gebeur met almal van ons. In Romeine 3 sê Paulus, ons almal ontbreek van die heerlikheid van God. Ons almal kom kort. Eintlik verdien nie een van ons dat dit met ons moet goed gaan nie. Jesus sê in 'n ander gedeelte, niemand is goed behalwe God nie. So wie verdien dit? Jesus het self die diepste vorm van eensaamheid en swaar kry ervaar. Hy het sy disippels gewaarsku dat hulle hom sal verlaat het, en dit het gebeur. Tog sê hy, ek's nie alleen nie, want die Vader is by my. En as dit die mite moet wees, of waar moet wees, dan moet Jesus niks van dit ervaar het nie. Want hy is die maatstaf van goed en perfek, sonder sonde. Jesus is nie net 'n voorbeeld vir ons nie, hy is 'n voorbeeld van ons. Hy wys vir ons hoe dit gedoen moet word, maar kom ook in ons lewe in, en wys ons wat ons deur gaan. Jesus is nie net ons redder nie, maar ook ons metgesel in swaar kry. Hy verstaan verwerping, verstaan pyn en verlies. Ons het nie 'n God wat ver is nie, maar 'n God wat ons seer eerstehands ken, omdat hy self daardeur gegaan het. Dink aan die Hebreërskrywer wat sê, ons het 'n hoëpriester wat met ons medelee het, omdat hy self dit nodig gehad het. Dit beteken dat ons, soos Jesus, in ons swaar kry kan sê, ek is nie alleen nie. Romeine 8 sê, hy tree vir ons in. Dit beteken, terwyl jy besig is met hierdie lewe, is Jesus besig om vir jou te bid. Wow, daai ding het my eendag net geslaan soos 'n pap nat snoek. Die Here is besig om vir my te bid. In elke omstandigheid van my lewe. In hierdie gedeelte sê Jesus ook, dit het ek vir julle gesê, sodat julle my vrede kan hê. Wat is hierdie vrede? Dis nie die afwesigheid van probleme nie, maar die teenwoordigheid van God se getrouheid. Eugene Peterson vertaal dit so in The Message. I've told you all this, so that trusting me, you'll be unshakable and assured, deeply at peace. Die probleem is dikwels dat die wêreld se idee van vrede afhang van omstandighede. As dinge goed gaan, voel ons vrede of seën. As dit sleg gaan, die afwesigheid van vrede en seën. Maar die vrede van Jesus gaan nie oor omstandighede nie. Dit gaan oor sy oorwinning oor hierdie wêreld. Dis 'n vrede wat ons onwrikbaar maak, selfs wanneer ons lewe in chaos gedompel is. Jesus eindig hierdie gedeelte met die woorde van hoop. Hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. Hierdie woorde is kragtig omdat hulle in die verlede tyd is. Kan jy hoor wat ek sê? Jesus het reeds oorwin. Dit beteken dat ons swaar kry nie die finale sê het nie, selfs wanneer ons nie verstaan hoekom ons deur sekere dinge gaan nie. Ons weet dat Jesus reeds die oorwinning behaal het. En ons is meer as oorwinnaars. Dit beteken ons kry die oorwinning sonder dat ons iets daarvoor kan doen. Elke keer as ek aan dit dink as meer as oorwinnaars, dink ek aan
aan Rocky Balboa, Sylvester Stallone, nê? Hy staan in daai kruit en hulle slaan vir hom pap. Sy lip hang as 'n reël, sy oog is blou, maar hy het die beld, hy's oorwinnaar. Maar meer as oorwinnaar is sy vrou wat kom en die cheque kom haal en dan winkels toe gaan. Dis meer as oorwinnaar, ek kry wat ek nie verdien het nie. Ek het nie daarvoor gewerk nie, maar is myne. Iemand wat ek ken noem dit die tussenin geloof. Geloof wat sê, ek weet nie hoe die storie gaan eindig nie, maar ek weet dat God reeds gewen het. En omdat hy gewen het, ek gewen het. En terwyl ek wag, sal ek aanhou vashou daaraan. Wat beteken dit om in Jesus se oorwinning te leef? Dit beteken om te weet, ons swaar kry is nie die einde van ons storie nie. Dit beteken om Jesus se vrede te kies, selfs in moeilike tye. Dit beteken om moed te hou, omdat hy reeds oorwin het. Die gevolgtrekking, kom ons maak 'n gevolgtrekking en ons eindig met dit. Gevolgtrekking oor al hierdie dinge, sê Paulus, as God vir my is, wie kan teen my wees? En wie kan my skei van die liefde van God? Dood, swaard, enige magte, enige skepsel, enigiets. Jy kan die woord daarin sit, enigiets op hierdie aarde, enige moeilikheid, enige swaard, enigiets. Wat kan ons skei van die liefde van God? Niks. Niks. Mag ons vandag leef met hierdie hoop, dat Jesus se oorwinning reeds ons in is, en dat niks ons daarvan kan skei nie. En met die wete dat ons, as volgelinge van hom, ten spyte van, nooit alleen sal wees nie. Dis ons hoop. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om u oorwinning as ons eie te hê. Dat u ons lei na plekke groter as wat ons ooit kan dink. Lei met u liefde, met u genade, met u beskerming, met u onderhouding. Dankie dat u met ons is. Ons loof u in Jesus naam. Amen.